Sielskoffie uit die hart. Ons is elke dag besig met dit wat ons doen en wat vir ons bekend is. Skielik in 'n oogwink verander jou hele lewe. Dis onverwags en breek jou normale roetine en draai jou hele lewe op sy kop. En skielik is niks meer dieselfde nie. Dit kan 'n telefoonoproep wees, 'n motorongeluk of slegte nuus wat 'n totale krisis in jou lewe veroorsaak. Alles waaraan jy gewoond is net nie meer bekend nie. En in dit alles moet jy nou 'n nuwe normaal vind. Dis presies wat gebeur het met 9/11 toe die Twin Towers getref word deur 3 vliegtuie. Ook met COVID wat die wêreld getref het en soveel van ons geliefdes se lewens kom steel het. Alles was vir ons vreemd en vol vrees en dit het ons laat wonder of dit dalk die einde van die wêreld mag wees. 'n Krisistyd is nie iets waarvoor ons vooruit beplan nie en daarom los dit ons met soveel vrae. Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit met my? En wat is ek nou veronderstel om te doen? En terwyl ons in dit alles 'n nuwe normaal vir ons probeer skep, is daar net nog meer vrae. Hoe kon ek dit nie sien kom nie? Was ek dalk te besig om dit raak te sien? Hoekom het ek nie meer tyd spandeer met die mense waarvoor ek so lief is nie? Hoekom kon ek nie net daardie persoon vergewe nie? Wat is die doel van dit alles? Hoe kon ek alles net miskyk? Dis in sulke tye wat ons weer boeke opneem en 'n oorsig maak van wat vir ons belangrik is en waaroor die lewe nou eintlik gaan. Dis sulke oomblikke wat ons weer nader bring aan God, omdat dit slegs by hom is waar ons vrede in hierdie krisistye kan vind. Net so kan God my en jou lewe ook ten goeie verander in 'n oogwink. Dalk het jy jou teen hierdie tyd voorberei dat jy nooit gaan trou nie. En dan skielik ontmoet jy jou wederhelf op die mees onverwagste oomblik. Na jare se gesukkel is die diagnose dat jy nooit kinders sal hê nie. En 'n paar maande later vind jy uit dat jy wel swanger is sonder mediese hulp. Ons dien 'n wonderlike God wat vir my en jou net die beste wil hê. Niks is vir hom onmoontlik nie. En soms neem dit 'n krisistyd in ons lewens om ons prioriteite agter mekaar te kry en ons verhouding met die Here te herstel sodat ek en jy saam met hom hierdie lewe kan doen. Kom ons neem elke krisiservaring en vind teksverse uit God se woord om teen ons uitdagings te spreek. Spreek dit onophoudelik tot jy dit glo en jou gees gevul is met sy woord. Dit sal al die vrees in jou wegjaag en jou vul met soveel oplossings. Woorde dra krag en soveel meer as dit God se woord is. Geen krisis kan teen die koning se woord staande bly nie. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Mag jy 'n wonderlike week ervaar.